Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ek wil sommer hierdie week met jou gesels oor God wat eintlik 'n verhouding van ons verwag. Hy wil 'n verhouding hê en nie noodwendig godsdiens nie. En daar's nogal 'n verskil daarin en ek dink baie mense verstaan dit verkeerd ook. Maar voordat ons verder gaan gesels oor hierdie lekker tema, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir 'n lieflike dag wat U vir ons gegee het. Baie dankie vir die voorreg om met U besig te wees. Baie dankie dat U in 'n verhouding met ons wil staan en dat dit vir U baie belangrik is. Hemelse Vader, ons kom bid vandag dat U ook deur hierdie boodskap met ons sal praat en sal besig wees, ook ons lewens kom verander waar dit nodig is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou as ek vir jou 'n stelling sou gee om te sê, God stel belang in 'n verhouding en nie in godsdiens nie. So wat sal jy daarmee gedoen het? Hoe sal jy daaroor dink? En dis dalk 'n goeie besprekingspunt, want ek sê, God wil met jou 'n verhouding hê. Hy is nie gepla oor godsdiens nie, want godsdiens kan natuurlik baie goed wees, né? Dis die kerk toe gaan, is die Bybel lees, is die sing, is die bid ensovoorts. So, godsdiens kan hierdie uiterlike rituele en tradisies wees, maar onthou, dit beteken nie dat jou hart daarin is nie. En vir God is dit baie belangrik dat jou hart in die hele ding moet wees, né? 'n Godsdiens is baie keer goed wat van buite af kom. Ons moet so optree, dit is belangrik. Hierdie regulasies of reëls moet gevolg word. Jy moet dit doen, jy mag nie dit doen nie. Al hierdie is eintlik godsdienstige reëls. En weet jy wat? God se hartklop is nie daarin nie. God sê, ek stel nie belang in die godsdienstige reëls nie. Ek stel belang in 'n verhouding met jou. Dis waar dit gaan. Ek wil hier in jou binneste kom. Ek wil hier by jou hart uitkom. Jou hartklop is my baie belangrik. Nou as ons gaan kyk na 'n verhouding, is dit 'n hart-tot-hart situasie, né? As jy met God praat, dan is dit omdat jy vir hom lief het. Jy is gehoorsaam aan God, omdat jy hom lief het. Jy vertrou hom, omdat jy hom lief het. En ek dink liefde is 'n baie belangrike konsep binne 'n verhouding. Want ek kan nie regtig in 'n naby verhouding staan as daar nie 'n mate van liefde is nie, né? En dis dieselfde met God. Hy het jou ongelooflik lief, want hy het sy seun na hierdie wêreld toe gestuur, omdat hy hierdie wêreld lief het, omdat hy elke mens wil red, omdat hy jou lief het, en hy wil in 'n verhouding met jou staan. So dit is vir hom belangrik. As ons gaan kyk na die Ou Testament, dan sien ons, vir God was dit belangrik, dat die mense se hart in die aanbidding moet wees. En dis hoekom hy op verskeie plekke in die profetiese boeke sê, weet jy wat, stop asseblief met al julle rituele, stop met die brandoffers, graanoffers, stop met alles, want ek sien, hy sê eintlik so erg, dit walg my eintlik. Ek wil hê julle moet stop, moet dit asseblief nie meer doen nie, want julle harte is nie daarin nie. Julle doen hierdie goed om uiterlike skyn van godsdiens, maar die krag daarvan is nie meer daar nie. Julle harte is nie daarin nie, en ek stel belang in julle harte. Dis God se stem wat ons hoor in die Ou Testament, want God is 'n God van verhoudinge. Dis hoekom hy 'n verbond en 'n ooreenkoms sluit en sê, ek gaan vir jou soos 'n pa wees, en ek wil saam met jou 'n pad stap. God wil altyd verhoudinge herstel. So wat kan ons vandag sê? God stel belang in 'n verhouding met jou. En hoe dink jy, lyk jou verhouding met God? Lyk dit soos 'n verhouding van ons stel is om te lyk? Spandeer jy genoeg tyd saam met hom? Het jy hom regtig voorwaardelik lief? Of is dit maar net 'n ritueel wat jy doen? Weet ek, vir my skuldgevoel, ek moet Bybel lees, ek moet bid, ek moet kerk toe gaan. Sien, daai moenie daar wees nie. Dit moet hier van binnekant af kom. Here, omdat ek U lief het, omdat ek in 'n verhouding met U staan, daarom wil ek graag kerk toe gaan, daarom wil ek U aanbid, daarom wil ek U woord lees om nog meer van U te kan leer. En so 'n verhouding kom verander jou van binne af.
Dis waar dit gaan. En godsdienst is meer 'n uiterlike skyn. Onthou toe Jesus op aarde was, wat lees ons? Hy het juist na die fariseërs en die skrifgeleerdes toe gegaan, wat hierdie uiterlike skyn van godsdienst gehad het. Al hierdie reëls en regulasies wat nagekom moet word. Maar hulle harte was nie daarin nie. Dis hoekom hy vir hulle sê, want julle is soos wit gepleisterde grafte. Hy sê vir hulle, julle moet verander, julle harte moet weer terugkom na God toe. Jesus het nêrens gesê, volg eers al hierdie reëls en regulasies, en jy weet, en as ek daarmee tevrede is, kom dan na my toe nie. Nee, hy het maar net eenvoudig van die begin af het hy mense se harte gesoek. En hy sê, 'n verhouding is eintlik wanneer jy soos klei in my hand is, né? En as jy soos klei in my hand is, dan vorm ek jou. En binne 'n verhouding, ek dink 'n verhouding is waar mens aanvaarding kry, wanneer God my aanvaar. Wanneer God jou aanvaar soos wat jy is, en vir jou sê, weet jy wat, jy is soos klei in my hand, maar ek gaan verder met jou werk vanuit 'n verhouding uit. Dis hoekom elkeen se verhouding met God anderste is as die ander ene, as jou maatsin, of as jou kindersin, of jou vriendesin. Want dis 'n verhouding. Dis 'n 1-tot-1 verhouding wat jy moet hê. En in daai verhouding kan 'n mens baie keer sommer net vrede ervaar. Jy kan nabyheid ervaar van God wat in jou mos woon en met jou praat. Hy wat vir jou rigting kom gee. Dis alles deel van hierdie verhouding. Hy wat deur die Heilige Gees met jou praat. Hy wat jou oorlaai met liefde. Dis alles deel van sy pakket van verhouding. God vra 'n verhouding. Hy vra nie godsdienstigheid van jou nie. Hy soek 'n verhouding. En as jy in 'n verhouding met hom staan, dan gaan jy hom gehoorsaam wees. Dan gaan jy heeltemal anders te leef. Nou die vraag is, as jy nou vandag agterkom, miskien was ek meer gepla oor die godsdienstige reëls, die uiterlike skyn van goed. Weet, goed moet so gebeur, op X of op Z manier gebeur, dis hoe goed moet gebeur, maar jy kom agter, ek doen al hierdie goed, maar ek vind nie die krag van hierdie verhouding nie. Ek mis iets. As jy vandag kom en jy kom agter, jy mis iets in jou lewe. Dalk mis jy net 'n intieme verhouding met die Vader, soos wat hy van jou vra. En hy sê, my kind, ek is hier. Ek is hier, ek is gereed, net soos wat jy is, net soos wat jy na hierdie boodskap luister, is ek gereed om jou te ontvang. En al wat jy moet doen is om net met hom te praat, vir hom te sê, eerlikwaar, net 'n doodgewone gesprek met hom te voer, te sê, Vader, hier is ek. Ek wil graag my verhouding met u verbeter. Ek wil u leer ken soos wat u graag u self wil openbaar aan my. Kom help my, kom lei my. Praat net met hom. En dan maak tyd om net te luister na hom. Sorg dat daar inspraak van sy kant af is. Nie net jy wat praat nie, maar partykeer moet mens stil bly. En dan praat hy met jou. Hy spreek in jou gedagtes in. En om net eerlik te wees en te sê, Here, dis wie ek is, maar kom help my, kom vorm my soos klei in u hand, betrek hom net eenvoudig in jou alledaagse handel en wandel, want dit is hoe 'n verhouding gebou word, om elke dag genoeg tyd met hom te spandeer. Nie net in jou stilte tyd, as jy stilte tyd hou nie, maar wees, dat hy elke faset van jou lewe kom inkleer, want jy leef vanuit 'n verhouding uit. En dan sal jy sien wat 'n verskil gaan dit maak, want godsdiens, ek sê vir jou, godsdiens maak 'n mens moeg, laat 'n mens soms skyn heilig voel, maak jou soms dat jy net bang is vir God, dit laat jou vasvang in 'n skuldgevoel, ek is net nooit goed genoeg nie, ek doen al hierdie goed, maar ek vind nie vreugde daarin nie, ek gaan maar net aan. Is dit nou hoe dit is? Nee, om in 'n verhouding te leef, is 'n lewende verhouding, met 'n lewende God. Ons aanbid nie 'n standbeeld nie, ons aanbid 'n persoon, en daardie persoon wil vir jou die beste gee. So in daai verhouding, bring hy dan vir jou vryheid, hy bring vir jou lewe, hy bring vir jou hoop, hy skep vir jou 'n nuwe hart. So,
Hy sê byvoorbeeld in Openbaring, daar, ek dink is Openbaring 3, wat hy vir jou sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En ek wil hê jy moet oopmaak. Hy sê nie vir jou, jy moet eers al die goeders nakom, voordat ek by jou kan inkom nie. Ek wil inkom en saam met jou feesmaal hou. Ek wil inkom en 'n verhouding met jou begin bou. En dis wat hy wil doen. En hy wil dit sommer vandag doen. Hy wil nie wag nie. Ek wil graag vir jou 'n gedeelte lees uit Jeremia 32, daarvan vers 38 af. Hoor wat sê die Here, met 'n volk wat eintlik dan nou so godsdienstig was, en al die goed gedoen het, maar hulle harte was nie daarin nie. En hulle het al hoe ver, dit het gelei dat hulle verder weg beweeg van God af. Hoor wat sê hy vir hulle. Ek wil weer terugkom na jou toe, ek wil 'n nuwe ooreenkoms met jou sluit. Hoor God se hartklop. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees, né? Iets van 'n verhouding. Ek sal hulle onverdeelde hart, hierdie godsdienstige hart. Ek sal vir hulle weer dit laat kom koppel aan my, hulle harte weer kom koppel aan my. Ek sal hulle onverdeelde hart ek sal vir hulle 'n onverdeelde hart en 'n vaste koers gee. Hulle sal my altyd dien en vir hulle eie beswil en die van hulle kinders na hulle. Ek sal 'n blywende verbond met hulle sluit. En hoor wat sê die Here. In hierdie verhouding, ek sal nooit ophou om vir hulle goed te doen nie. En ek sal in hulle die begeerte lê om my te dien. Hoor daai verhouding. In hulle die begeerte lê, nou, wat daar nooit was nie. Hulle het net hierdie uiterlike skyn van godsdienst gehad. Nou sê hy, ek gaan 'n begeerte in jou lê om my te dien en nooit weer van my af weg te draai nie. Ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my trou. Met alles wat ek is, sal ek hulle weer in hierdie land vestig, sê hy dan. So, maar hoor jy vandag, die Here sê, ek gaan 'n begeerte in jou hart skep, ek wil 'n begeerte skep dat jy my dien. En dis waar verhouding gaan. So God vra verhouding met jou persoonlik, want jy is van belangrik. So belangrik dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Vir jou. Om jou vry te koop. Om jou sy kind te maak en in 'n verhouding met jou te staan. Daarom moet jy mooi gaan dink oor, waar staan jy vandag? Is godsdienstige reëls en regulasies vir jou so belangrik, dat jou hart nie meer daarin is nie? Of is 'n verhouding met God vir jou belangrik? En vanuit daai verhouding groei jy. Kyk gerus na die Bybelstudie hierna en gesels met ander, maar mag die Here jou help ook in hierdie proses. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons in verhouding met U kan staan. Ek bid vandag vir elkeen wat dalk nie in so 'n verhouding met U staan nie, dat U in hulle sal werk, dat U hulle sal help as hulle na U toe uitroep en sê, Here, hier is ek. Vader, ek wil in 'n verhouding met U staan. Ek wil nie net uiterlike skyn van godsdienst hê nie, maar ek wil die krag daarvan ervaar. Vader, kom skep in elkeen van ons opnuut die begeerte om U te dien, om daar te wees vir U, om 'n verskil te maak. En dankie dat U ook beloof dat U nooit sal ophou om goed te doen aan ons nie. Ons gee aan U die eer daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy werklik ware 'n fantastiese week sal hê en dat jy die genade van die Here sal ervaar en dat jy sal groei in hierdie verhouding wat jy met hom het. Seën vir jou week en gaan en maak 'n verskil. Groete, tot volgende keer.